So ons is nou besig met Hebreërs 13, so laaste hoofstuk. Ek moet myself baie reg tyd bestuur want ek het amper 4 weke aan Hebreërs 13 spandeer, so vanoggend gaan ons relatief vinnig gaan. Julle sal sien Hebreërs 13 is amper half die afsluiting van die skrywer. So hy het nou al vir ons pretty much 12 hoofstukke se inligting gegee oor wie Jesus is, hoekom Jesus beter is, hoe ons moet vashou aan hom, hoe hy die belangrikste is. So daar's 'n klomp goedes wat ons al deur die hele boek van Hebreërs deurgewerk het. En teen die tyd wanneer ek en jy by Hebreërs 13 kom, dis asof hy in hierdie een laaste hoofstuk vir ons al hierdie klomp goeders gee om aan vas te hou. Dis asof hy besef, hoor jy, sy brief moet nou klaar kom, maar daar's nog soveel goed wat hy nog wil sê. En so vir my en vir jou om basies hierdie goeders te kan inneem, gaan ons moet 'n sekere beginsels verstaan. En as ek en jy gaan kyk na wat Hebreërs 13 doen. Hebreërs 13 is opdragte van hoe ek en jy moet leef. Dis eintlik wat dit moet wees. As ek en jy wil weet wat vereis God van ons, dan is Hebreërs 13 vir ons dit. Maar nou moet ek en jy onsself net herinner dat wanneer ons deur Hebreërs 13 gaan, dan doen ons nie hierdie goeders om gered te word nie. Hoor mooi, ek en jy doen nie goeders sodat ons in die hemel kan kom nie. Ons word gered op wat Jesus gedoen het vir ons in die kruis, en daai word die hart van ons geloof. En dat ek en jy verstaan dat Jesus het vir my en vir jou op grond van die kruis uit hierdie modder uitgehaal en ons skoon gewas en ons nou gewys hoe leef ons uit die modder uit. En dis wat Hebreërs 13 doen. Is hy gee vir ons riglyne van hoe lyk dit om nie in hierdie modder te bly leef nie. Dis die hart. So as julle dit verstaan, so dis hoekom ons dit lees. Nou, ek begin vir julle met Hebreërs 13 vers 1. En hy sê in die Afrikaans 2020 vertaling, dan sê hy die broederliefde moet bly. Nou, dis 'n baie kort gedeelte en bloot die Griekse vertaling is net 3 woorde. So daar's 3 Griekse woorde wat in hierdie sinnetjie in plaasvind. Nou ek weet nie wie van julle, veral as jy nou relatief lank in die kerk sirkels is en jy het nou al baie preke gehoor oor liefde, het jy nou al gehoor dat hulle het gesê in Afrikaans of in Engels het ons 1 woord vir liefde en dan het jy in Grieks is daar 4 woorde vir liefde. Wie van julle het al daai preek gehoor? Steek net gou vinnig jou hande op. So, daar's net 2 van julle wat kerk toe gaan. Amazing! Okay, great. So gewoonlik is daar hierdie preek van daar is hierdie 4 Griekse woorde. Ek gaan jou by jou nie vra oor wat dit is nie, maar daar's 4 Griekse woorde. En ek gaan gou vinnig saam met jou deur dit gaan. Die eerste een is agape liefde. Agape liefde praat ons van 'n selflose, onvoorwaardelike liefde. So dis, baie keer sal mense sê, ja, dit is die goddelike liefde. Dis die liefde wat God het vir ons, maar ek en jy word ook geroep om agape liefde te wys. Dis 'n selflose, dit gaan nie meer oor die voorwaardes nie. Ek het my vrou lief onvoorwaardelik, of sy make-up het of sy nie make-up aan het nie. Dis onvoorwaardelik. Dis die konsep daarvan. So met ander woorde, agape liefde, dis die eerste ene. Tweede ene waar ons kyk is eros liefde. Eros liefde is 'n romantiese en 'n seksuele liefde tussen 'n man en 'n vrou. En so dit is wat hom definieer. Dan die derde ene is phileo liefde. Dis 'n vriendskaplike liefde. Dis nie net gewone pelle nie, dis regtig waar vriende. Dis dieselfde liefde wat Jesus vir sy disippels gehad het. So daar's hierdie diep vriendskaplike liefde wat dan daarso plaasvind. En dan die vierde ene is 'n familieliefde en hierdie is storge. Nou storge is wat 'n ma en 'n kind het of 'n boetie en 'n sussie het. Dis die liefde wat 'n familie aan mekaar heg. En so dis jou 4 Griekse woorde vir liefde. En toe ek Hebreërs 13 oopmaak, toe val ek van my stoel af, want daar is 'n 5de woord vir liefde. Hulle het vir my gejok, die klomp karnalies. Hulle het gesê daar is 4 woorde en daar is 5. So ek het besluit dat dit is dieselfde ouens wat ook vir jou lieg en vir jou sê groente is gesond vir jou. Is daai selfde mense wat hierdie leuns begin het. So dis wat hier gebeur het. Hierdie liefde waarvan ons nou praat is Philadelphia liefde.
Nou, yes, Philadelphia is 'n stad in Amerika en dit is ook die naam van 'n kaas, maar vir wat dit werd is hier in hierdie konteks is hierdie die woord liefde en hierdie liefde is 'n liefde tussen geestelike gelowiges wat mekaar as broers en susters sal sien. So dis in hierdie konteks waar ons hier is. Dis broers en susters wat mekaar hierso connect. Dis nie broers en susters as 'n familie nie, maar dis 'n geestelike band wat hierso gaan volg. En so, hy gaan vir jou in Engels gaan sê hy continue in en dan gebruik hy die woord Philadelphia. So jy moet vashou of jy moet konstant bly in hierdie Philadelphia. Dis die vers 1. So vers 2 en vers 3 verduidelik vir ons hoe lyk hierdie Philadelphia. So as ek en jy wil verstaan wat beteken dit om Philadelphia liefde te hê, dan is dit vers 2 en vers 3. So vers 2 sê vir ons moenie versuim om gasvry te wees nie, want hierdeur het sommige sonder dat hulle dit weet engele as gaste ontvang. Nou as hy begin hierso en hy sê moenie versuim om gasvry te wees nie, kom ons definieer net gou vinnig ons kultuur en wat beteken gasvryheid in ons sirkels. Want onthou nou, as ek nou vir julle sê in die oosterse konteks van gasvryheid, dan sny julle almal af. Dan sê julle almal soos ja, maar ek is nou nie daar gebore in Israel nie, ek gaan dit nou nie doen nie. Okay, so ons vra onsself, hoe lyk dit vandag? Nou vandag leef ek en jy in Suid-Afrika met twee kulture wat konstant besig is om te worstel te mekaar. Dis die westerse kultuur en die Afrika kultuur. Nou grootendeels, dis omdat ek dink baie van ons al begin beweeg het na die westerse kultuur toe, wat maak dat ons rasisme in ons hart kweek op grond van jy het 'n weerstand teen die Afrika kultuur. Onthou die Afrika kultuur is 'n ons kultuur, dis 'n Ubuntu. Ek is omdat ons is. Dit gaan oor ons, die gemeenskap, die groep. Dis nie net ek in myself nie, dis ons as 'n groep. Wanneer in die westerse kultuur ons praat van ons, dan is daai ons baie klein. Daai ons is hoofsaaklik ek. En as dit meer mense as ek include, is dit ek en my man, of ek en my man en my kinders, of ek en my vrou en my kinders. En as ons dit 'n bietjie groter maak, sluit dit my twee pelle in. Dis basies die ons waarvan ons praat. Maar die ons is baie klein, want ons is baie meer individualisties in terme van wie ek is en wat ek bereik het en wat ek gaan bereik. Dis baie meer op ek gerig, eerder as 'n ons gerig. En die oosterse kultuur het 'n baie meer ons mentaliteit. So as ek en jy hierdie konsep gaan kyk en ons vra onsself in ons westerse kultuur, hoe lyk gasvryheid? Wat beteken gasvryheid? Want onthou nou, privaatheid vir ons in die westerse kultuur is baie belangrik. So dit beteken jou spasie, jou privaatheid, jou onafhanklikheid, jou bubble is baie belangrik. Hier's waar ek rus, hier is waar ek veilig voel. Jy kom klop nie net aan my deur nie en ek kom klop nie net aan jou deur nie. En as gevolg van dit is gasvryheid baie formeel. Wat beteken? Ek wil by jou hoor. Hoe lyk dit donderdag aand 6:00 by jou? Want donderdag aand 6:00 dan drink ons 'n lekker koffietjie. So dit moet inpas by my skedule en dit moet inpas by jou skedule. So baie keer dan sal mense vir my sê, "Jean, hoekom kom kuier jy nie bietjie nie? Want jy het my nie genooi nie." Dis basies wat gebeur. So ons moet besef ons het 'n besige skedule en hier's die groot ding, is ons besef ons leef in 'n ratreis. So meeste van die tyd, die man en die vrou beide werk en dan het ons kinders en as ons by die huis kom, dan moet die goeders nog by die huis uitgesort wees. Kinders moet huiswerk doen, hulle moet skool toe gaan, hulle moet hulle aktiwiteite doen. Die huis moet skoon gemaak word en teen die tyd wat ons klaar is en iemand kom klop aan jou deur en dan sê, "Ooh, ek is hier om te kom kuier." Dan dink jy net, "Wat gaan ek doen vir die volgende 2 ure? Weet jy wat ek alles kon doen in hierdie 2 ure? Hoekom kom dring jy net aan my huis is nie skoon nie. Ek het nie 'n skoon koppie in my huis." Julle ken hierdie storie. So dis baie formeel en omdat ons dit so formeel doen, kom gasvryheid of kom ons oor as baie koud en impersonal. So met ander woorde, ons het nie altyd 'n deel van dat ek mense wil nooi of na my huis toe bring nie. Ons is baie op 'n afstand op grond van en dis omdat ons al hoe meer ingetrek word in die westerse kultuur in. En hier's die groot ding is vir ons leef ons vir onafhanklikheid.
Dink net bietjie, jy het groot geword en die grootste ding is jy was uit die huis uit geskop om onafhanklik te wees. Gaan sorg vir jouself of kry vir jou iemand wat vir jou kan sorg. So maak net seker jy sorg hierdie goeders uit en jy leer jou kinders. Gaan swat, gaan studeer, kry vir jou 'n goeie werk, leef onafhanklik. En as gevolg van hierdie onafhanklikheid, dan sal ons nie sommer uitreik en ander mense help nie, want jy vat hulle gewig van onafhanklikheid kweek by hulle weg, nê? So nou die dag toe kom ons in 'n situasie en Romein sê, "Ai, kom ons gee vir die kinders goedjies." Ek sê, "Nee, hulle moet skool toe gaan, hulle moet werk kry, hulle moet uitgaan en hulle moet die lewe hanteer." Dis wat gebeur. Sy sê, "Ag nee man, yes. Jy kan nie so hard en brutal wees nie. Dis ongeskik, is lelik man. Wat sou Jesus gedoen het?" Dis wat gebeur het in hierdie proses. So daar's iets van dryf vir onafhanklikheid en saam met hierdie het ons 'n mentaliteit dat gasvryheid is baie meer afgestomp, baie meer koud, baie meer formeel. Maar tog kom die skrywer en hy sê vir ons, wees gasvry. Gaan leef gasvry met mense om julle. So, hoe lyk dit in my en jou konteks? So as ek vir ons nou 'n challenge kan sit vir ons almal wat hier is. Hoe kan ons hierdie begin deel maak van ons lewens? Nommer 1, jy maak spasie vir gasvryheid. Wat beteken? Jy gaan iewers te tyd maak in jou week om gasvry te wees. Jy gaan doelbewus 'n atmosfeer skep om gasvry te kan wees. So dit beteken ek en jy maak spasie vir gasvry. Dis basies die hart. Ek en jy moet besef dat dit moet deel word van ons lewens. Dan die volgende ding is maak tyd vir mense. So, met ander woorde, die eerste ding wat ek baie keer agterkom is baie keer is daar iemand wat naby jou is of iemand wat om jou is wat jy net baie keer disconnected aanvoel. So dis net asof daar's net spasie tussen ons en ons kom nie lekker hierby uit nie. Dis daar 'n geleentheid wat jy die persoon bel en sê, "So hoe lyk jou donderige aand 6uur? Kom ons gaan drink koffie. Jy weet dis gaas by jou huis, maar kom ons gaan drink koffie by 'n plek." So ek dink die belangrike ding is as jy disconnected voel by iemand, dan maak jy 'n plan en jy maak seker dat ons by mekaar uitkom. Of nommer 2, as jy besef dat daar is iemand wat die Here op jou gedagtes sit. Hy's konstant kom hierdie persoon op. Maak tyd om by daai persoon uit te kom. Keer op keer het ek al agtergekom dat daar was iemand spesifiek en dit is net konstant op my. Dan stop ek en ek sê, "Okay, right, kom ons gaan drink koffie." En dan hoor ek net die gewig van die krisis wat hulle beleef in daai oomblik. So met ander woorde, dit is super belangrik vir ons om dan tyd te maak van daai goeders. En dan die derde ene, as ons sê kom ons maak tyd vir mense, die een ding wat die kerk 'n tekort van het, is mense wat connect met nuwe mense in die kerk. Want hier is die groot ding, is 'n mens kom en jy is so gemaklik om Sondag na Sondag te sit, maar jy kyk nie om jou om te sien wie is die nuwe mense nie. Maar eintlik wat moet gebeur is jy moet soos, "Hey, Elisora, baie welkom. Is dit die eerste keer wat jy is? Wat? Jy is al vir 3 jaar hierso. Het jy al saam met iemand koffie gedrink?" "Nee, het nie." "Kom ek stel jou voor aan Romein dat julle gaan koffie drink." Dis die hart, is dat 'n mens iewerste op 'n conversation kom wat 'n mens connect met nuwe mense en hulle deel maak van iets groter. Maar dis die groot ding, is omdat ons nie gasvry is nie, sny ons onsself af van mense af. En so ons gaan moet begin tyd maak vir mense. Want dis die ding, is ons moet 'n mindset kweek van gasvryheid. En 'n mindset beteken dat my huis gaan dalk oopgestel word. My hulpbronne, my resources gaan geallokeer word om te gaan koffie drink of te nooi vir 'n braai. Dit word ewe skielik deel van hoekom die Here vir my sekere goeders gee. En dan die ander ding is dit gee vir my 'n platform om iemand te gaan dien. Dis wat gebeur. Is ek en jy word ingenooi om gasvry te wees. En so jou kultuur wat ek en jy in leef, gaan vir jou sê, nee, is jou huis, jou babbel, jou tyd, jou alles, maar die groot ding is iewerste, en onthou, weer eens, hierdie kos almal van ons, om te begin sê, maar hierdie gaan nie meer net oor my nie, maar hierdie gaan oor hoe kyk ons buitekant toe, en ons trek mense in. Dis wat hy voor eintlik doen. En dan gaan hy aan verder in die vers, en dan sê hy vir ons hierso, hy sê, hy moenie versuim om gasvry te wees nie, want hierdeur het sommige, sonder dat hulle dit weet, engele as gaste ontvang. Nou, ek is relatief skepties
oor as elke tweede persoon sê, "Oh, ek het 'n engel gesien." Nou, een ding wat ek wel oortuig is van, is dat nie een van ons wat hier is engele nie. So met ander woorde, nie een van ons wat hier sit is engele nie. Ek het julle gesiggies al 'n paar keer gesien. So met ander woorde, dit beteken dat daar is mense, en ek weet daar is mense, en ek het al so 1 of 2 stories gehoor van mense wat ek legit weet nie sal glo nie, wat al gesê dat hulle dink, hulle vermoed, die situasie was net van so 'n aard dat hulle glo dat hulle moontlike encounter gehad het met engele. Maar die mense wat rondloop en sê, "Ooh, ek het vandag 'n engel gesien." Daai is ek net so, "Wat, ek weet nie lekker wat daar gaan nie." So, ek moet sê, maar as ek dink aan Jesus se woorde, dan sê ek op 'n stadium, dan kom Jesus en hy maak die stelling en hy sê, "En julle het my gesien en ek was honger en ek was dors en ek was koud en julle het nie vir my gevoer en julle het nie vir my water gegee nie, julle het vir my klere gegee nie." Dan sê hulle, "Maar Here, waar het ons u gesien ooit in hierdie goeders?" En hy sê, "Maar wanneer jy dit nie doen vir ander nie, het jy dit ook nie gedoen vir my nie." En so die belangrikheid van hierdie gedeelte word in dat wanneer ons gasvry is, dan doen jy dit nie omdat dit vir jou gemaklik is of lekker is of net, ons besef ons doen dit vir God. Dis die hart. Dis hoekom ons hierdie deel maak van ons lewens. So vers 3 gee ook vir ons 'n dieper definisie van hierdie Philadelphia liefde. So hy sê, dink aan die gevangenes asof julle medegevangenes is, en aan hulle wat mishandel word asof dit julle self aan die liggaam self beleef. En so hier praat hy nou spesifiek van medegelowiges wat op grond van hulle geloof in die tronk opgeëindig het. Nou, ek moet wel sê, jy kry vandag baie mense wat sê, maar ek sê baie, is nie baie nie, maar jy kry mense wat 'n tronkbediening begin. Nou, daai tronkbediening is nie gebaseer op Philadelphia liefde nie. Daai tronkbediening is gebaseer op evangelisasie, mense wat Jesus nodig het. En daai tronkbediening is ongelooflik belangrik, want daar moet mense in die tronk wees wat die boodskap van die goeie nuus hoor en 'n keuse kan kry om Jesus te volg. Maar wanneer hy hierso praat, dan praat hy van medegelowiges wat in tronk sit op grond van hulle geloof. En in Suid-Afrika word jy nie in die tronk gegooi op grond van jou geloof nie. So, hoe lyk hierdie? Hierdie beteken, wanneer jy wel iemand beleef wat in 'n geestelike krisis is, wat ernstig op 'n plek hierdie worsteling beleef om hulle, hierdie mense is supposed om jy te benader en te kan sê, "Jesus, maar hoe het ek empatie in hierdie krisis saam met jou? Hoe journey ek saam met jou in hierdie krisis? Hoe het ek dieselfde meegevoel saam met jou deur wat jy nou beleef?" Nie net simpatie wat ek in die kant sit en sê, "Oh, ag, shame, dis seker so erg. Ai. Dit klink soos wanneer my kinders nou val en hulle het so klein seertjie. "Oh, pappa my toon. Ag, shame." Dis nie so bad nie. Maar wanneer ek en jy 'n empatie het, hierdie in ons wese, 'n compassion vir mense, dan beteken dit jy gaan en jy ondersteun mense in hulle krisis, wanneer hulle geestelik op 'n plek is dat hulle neergedruk is. En dit word dan deel van ons Philadelphia liefde, om dan te kan uitreik na ander gelowiges, om dit te kan bystaan. So dis hoofstuk 13 vers 1 tot en met 3 toe. Vers 4 vat hy vir ons 'n hele nuwe trein. Nou sit hy sy fokus op die huwelik. So nou sê hy in vers 4, die huwelik moet in alle opsigte eerbaar gehou word en die huweliksbed moet onbesoedeld wees, want God sal hoereerders en egbreekers oordeel. Nou, hy kom in die eerste gedeelte van hierdie vers, begin met, die huwelik moet in alle opsigte eerbaar gehou word. Nou, as ons praat van 'n huwelik wat eerbaar gehou moet word, dan weet ons, dit moet eerbaar wees teenoor God en eerbaar wees teenoor mekaar. Dis wat moet plaasvind. So met ander woorde, as ons sê eerbaar teenoor God, God het die huwelik in plek gesit, en so wanneer ek en my vrou ons huwelik deurgaan, moet ons huwelik God verheerlik. Dis wat ons huwelik moet doen. Die tweede ding wat ek moet besef, is dat wanneer ons in ons huwelik is, dan moet ek my vrou eer in terme van wie sy is, die identiteit van God in haar, en bloot vir die feit dat die woord sê, ons twee is een vlees. So met ander woorde, as ons praat van 'n huwelik, in alle opsigte moet eerbaar wees, eerbaar teenoor God, eerbaar teenoor mekaar. Dis die hart
van 'n huwelik. Nou as ons gaan onsself gaan vra, wat is die goeters wat maak dat 'n huwelik nie eerbaar voor God is nie? En hier het ek gesê dat daar is hoofsaaklik wat ek sien, 3 goeters wat maak dat die huwelik nie eerbaar heiliglik is nie. Nommer 1 is jy het baie mense en ons kultuur maak dit so, grootendeels ek dink nie eers dis westerse kultuur nie, is maar basies reg oor die wêreld, maar die konsep van bly saam sonder om te trou. So met ander woorde die idee van, okay, maar weet jy wat, ons het al die lekker deel van die seks en die saamkuier en die leef saam, maar ons trou nie. So met ander woorde, dit is een van die goeters wat maak dat ons nie eerbaar in ons huwelik is nie. Tweede ding is jy leef in 'n huwelik wat jy mense mekaar verwaarloos. So onthou Efesiërs 5 praat van dat die vrou moet haar man respekteer en die man moet sy vrou lief hê. En 'n man is al 'n wese om gerespekteer te word en 'n vrou in haar wese wil sy geliefd wees. En so wanneer ek my vrou nie liefhet nie of wanneer sy my nie respekteer nie, dan begin ons mekaar verwaarloos. En daai is nie eerbaar teenoor God nie en is ook nie eerbaar teenoor mekaar nie. En dan die derde ene waarna ons gaan kyk is egskeiding. Nou wat egskeiding baie moeilik maak is ons verstaan dat elke persoon se storie is anderste. En ek verstaan dat daar's baie mense wat 'n slagoffer is op grond van die egskeiding. Wat beteken? Die ander ene het rondgeloop en was basies maar egbreek gepleeg en so nou is jy die resultaat van die egskeiding wat hier plaasgevind het. En dit is baie moeilik, maar een ding wat ek wel sê en wat die woord vir ons gee, is hierdie 3 is goedes wat nie eer bring teenoor God nie en bring ook nie eer teenoor mekaar nie. Dit is die bly saam, verwaarloos mekaar en egskeidings. So dis wat hy sê. So as hy praat van die huwelik moet in alle opsigte eerbaar gehou word, is dit die konteks wat ek en jy kan verstaan. Dan gaan hy die tweede gedeelte en sê die huweliksbed moet onbesoedeld wees, want God sal oreerders en egbrekers oordeel. Nou as ons praat van die huweliksbed onbesoedeld, nou praat ons eerstens van seks. Nou vra ons vir onsself, okay, maar Jean, wat sê die Bybel mag ons doen en wat mag ons nie doen nie? Want ons weet, seks is lekker, julle almal weet dit, okay, seks is lekker, en as jy dit nog nie weet nie, is dit omdat jy nog nie gesê het, doen nie, okay, maar ek dink ons is pretty much relative happy, maar so, seks is lekker, nommer 2 is seks maak dat ons kinders kry. Nou ek is baie geskok nog steeds as daar mense voor die tyd saam bly en hulle slaap saam en hulle is geskok as al kinders kom. What? Dis pretty much wat gebeur. That's how life works. Okay, so moenie geskok wees nie. Ons het eendag 'n koppel gehad wat hulle was getroud gewees en hulle was baie geskok toe 'n kind kom. En toe sê ons so, okay, maar wat as julle voorbehoed? Het julle 'n pil gebruik? Nee. Het julle kondome gebruik? Nee. Het julle implanting gehad? Nee. Het julle enigiets anders te gedoen? Nee. Maar ons is geskok ons het 'n kind. Soos nee. Nee, dis nie hoe dit werk nie. Dis nie hoe die lewe werk nie. Dis die 2 redes hoekom God seks in plek gesit het. Maar ek en jy moet weet dat wanneer ons praat van seks, hoe lyk dit binne in daai? Dan weet ons dat ons sê dat dit moet God vereer en dit moet mekaar vereer. Wat beteken, die Here gee vir ons baie riglyne in terme van dis een man, een vrou, wanneer jy gesê het I do, dis waar seks plaasvind. Die tweede ding wat ons weet, is dit is nie met dieselfde geslag nie, ons sê dit is nie met 'n boetie of 'n sussie of 'n ouma of 'n tannie of 'n enige van daai tipe goeders nie, ons weet dis nie met 'n dier nie, dis binne sekere riglyne, maar solank dit binne daai riglyne bly, dan weet ons, God vereer en mekaar vereer. Dis wat plaasvind. Okay, so dan gaan hy oor en hy sê en hy gebruik dan 2 woorde, want God sal oreerders en egbrekers oordeel. Nou die 2 woorde, ek gaan begin met die eerste ene. Die eerste ene wat hy daar vertaal as oreerders, die Griekse woord daar is pornos. En dit beteken eintlik 'n manlike prostituut. Dis iemand wat homself uitgee vir ander se plesier. Dit is 'n man, soos 10-1 vir sy eie plesier ook, maar ultimately die groot ding is, ons gaan kyk daarna en dan die tweede definisie wat hy gee, is hy praat van onwettige seks. En as hy praat van onwettige seks, dan praat hy hierso in die Engelse woord, sê fornication. Nou fornication vertaal ons as voor die huwelikse seks. So pornos beteken dat wanneer jy jouself oorgee vir voorhuwelikse seks,
So daai is die konteks van die eerste woord, en dan die tweede woord waarna ons kyk is mooikos, en mooikos is iemand wat egbreek pleeg. So iemand wat binne in die huwelik is en besef, maar ek is nie nou tevrede nie, ek gaan nou buite die huwelik vir hierdie seks. En so dis basies wat gebeur is, en dan metafories vertaal hulle daai ene is iemand wat ontrou teenoor God, sonder God wil leef. So dis wat hierdie twee woorde gaan beteken. So as hy praat van om die huweliksbed skoon te hou, dan praat dit van eerbaar tussen 'n man en 'n vrou. Dis nie voor die huwelik of buite enige iets uit hierdie huwelik uit nie. Dis binne in hierdie. Dis hoekom hy dit die huweliksbed noem. En so dis wat hy vir ons daarso gee. So die huweliksbed moet in alle opsigte eerbaar gehou word, en die huweliksbed moet onbesoedeld wees, want God sal hoereerders en egbrekers oordeel. Dis ons hart, en hier is ons my ding, wat ek vir julle wil ook net sê, is ons as Christene kan nie 'n ander opinie hê oor hierdie goed nie. Hoor mooi, ons kan nie okay wees met hoe die wêreld sê dis okay nie. Ons kan nie toelaat om iemand anders te sê, high five, yes, en so hoe dit gegaan nie. Daar's nie 'n manier nie, binne in hierdie is wat God se vereiste vir ons gee, en dit word dan die manier hoe ons leef. Vers 5. Julle leefwyse moet vry wees van geldgierigheid. Wees tevrede met wat julle het, want hy het gesê, ek sê jou beslis nie verlaat nie, en ek sê jou ook nie in die steek laat nie, sodat ons met vertroue kan sê, die Here is vir my 'n helper, ek sal nie bang wees nie. Wat sal 'n mens aan my doen? Hier kom hy begin in vers 5, en hy praat hierso oor, ons moet in 'n leefwyse vry van geldgierigheid wees. Hier is die beginsel. Ons moet weet, dat geld is nie die issue nie. Om baie geld te hê is ook nie die issue nie. Die probleem is die vashou aan die geld wat die issue is. Nou, julle het al gehoor van die storie van hoe hulle apies vang. Op 'n stadium het hulle agtergekom dat hulle het 'n coconut gevat en 'n klein gaatjie uitgesny, en dan maak hulle die coconut vas aan 'n boom, en binne in hierdie gaatjie gooi hulle pampoenpitte. En dan as die aapie ingaan en hy sien die pampoenpitte, gryp hy die pitte, maar dan kan hy nie sy hand uittrek nie. En dan as hulle na hom toe gaan, dan begin hy skree. Aah! Maar hy los nie daai pampoenpitte nie. En hier is die groot ding, dan vat hulle daai aapie, druk hom in die hok, en dis hoe hulle apies vang. Bloot oor, hy gryp vas aan daai pampoenpitte, en hy wil met niks daai pampoenpitte los nie. En hier is die groot ding. Die probleem is nie die pampoenpitte nie. Die probleem is die los van die pampoenpitte. En so, dan kom daar 'n ou met die naam John Wesley. John Wesley was 'n teoloog gewees, en hy het 'n groot rol gespeel in 'n herlewing wat plaasgevind het in Engeland, en hy maak die stelling, en hy sê, earn as much as you can, save as much as you can, and give as much as you can. Dis die hart, is dat ek en jy moet verstaan, dat jy kan geld kry, maar daai geld is supposed om gespaar te word, maar is supposed om gegee te word. En so ek sal myself sê, as ons vir onsself 'n challenge moet neersit vandag, om te weet hoe styf klou ons aan pampoenpitte vas, dan is dit die Matteus 19 gesprek. Dis wat ek Sondag na verwys het. So hier kom 'n jong man, hy skatryk, hy staan voor Jesus, en hy sê, wat moet ek doen om my lewe te erf? En Jesus maak die stelling, hy sê, verkoop alles, gee dit vir die armes, en kom volg my. So nou word die challenge. As die Here vir my en vir jou sê, verkoop alles, gee alles vir die armes, en kom volg my, wat sal jou reaksie wees? Daai, 'n Paulus styf vashou aan sy pampoenpitte. Dis wat geldgierigheid doen. As ek nie bereid sal wees om alles te verkoop, alles vir die armes te gee, en te kan sê, Here, ek volg U nie, dan besef ons klou so hard vas aan hierdie pampoenpitte. En die groot ding is dit, ek en jy moet verstaan dat dit wat ons het, dit wat ons besit, dit wat ons geld in jou bank is, of wat ook al die geval mag wees, dis nie waaroor die lewe gaan nie. Die lewe gaan oor Jesus. En so wanneer hy hierdie stelling maak, dan sê hy, julle leefwyse moet vry wees van geldgierigheid. Wees tevrede met wat julle het, want hy het gesê, ek sal jou beslis nie verlaat nie, en ek sal jou ook nie in die steek laat nie. En so is die beginsel, as ek en jy besef, ons moet alles weggee, glo ek regtig, dat God my nie sal verlaat nie, en dat hy my nie in die steek sal laat nie. Dis die beginsel. Nou vir ons, hoe heroriënteer ek my posisie, dat geld nie belangriker is as God nie. Maar as God dit regtig vir my vereis, is ek dan bereid om te sê, Here, maar ek weet, as ek dit moet gee, U sal my nie verlaat nie, U sal my nie in die steek laat nie.
Dis die beginsel wat ek en jy hier moet verstaan. So dan sê in vers 6, sodat ons met vertroue kan sê, die Here is my helper, ek sal nie bang wees nie. Die ekonomie kan kom en hy kan maak wat hy wil, my pensioen kan in die drein afgaan en ek maak nie saak wat gebeur nie. Mense kan kom en hulle kan doen wat hulle wil, ek sal nie bang wees nie. Wat sal 'n mens aan my kan doen? Dis die basis van wat ek glo. Glo ek dat God is groter in terme van my beskerming en van wat hy wil hê en dat hy my nooit in die steek sal laat in wie hy is. Dis die beginsel wat ek en jy moet verstaan. En dan gaan hy oor in vers 7 en ons eindig met hom af. Hou altyd julle leiers in gedagte, die wat die woord van God aan julle verkondig het. Gee ag op die uiteinde van hulle lewensloop en neem hulle geloof as voorbeeld. Wat hy eintlik hierso vir julle sê in kort, luister vir Jean. So daai is baie great. So dis net om dit vir jou maklik te kan verduidelik, maar hier is die ding. Is ek besef die verantwoordelikheid. So hierso is ek 'n bietjie meer ernstig is. Die verantwoordelikheid vir wat ek vir mense leer. Ek dink het ek baie lank terug al ontdek. Om te kan sê dat wanneer ons na die woord gaan kyk en wat ek vir jou leer, besef ek gaan moet rekenskap gee vir dit. So as ek eendag voor die Here staan en die Here sê, Jean, hoe het jy Hebreërs 13 aan die mense verduidelik? Gaan ek moet sê, Here, ek het alles in my vermoë gedoen om hierdie gedeelte te vat, te kyk waar daar staan en u beginsels te vat van die woord en dit vir mense met opregtheid te leer dat ek nêrens te enige iets verkeerd oorbring nie. Want dis die beginsel. As ek jou verkeerd leer, gaan jy nie enigsins daarvoor kwaadlik geneem word nie. Ek gaan kwaadlik geneem word as ek vir jou verkeerd leer op wat jy doen met dit wat ek vir jou geleer het. So daai gewig, ek dink het ek begin snap al 'n paar jaar terug en dat ek regtig waar op 'n punt kom dat 'n mens ernstig die woord met mense deel. Maar die ding wat nogals relatief nuut is ek besef dat wat ek vir mense leer, ek is nie net verantwoordelik vir wat ek vir jou leer nie, maar hoe jy leef op grond van wat ek jou leer. As geestelike leier is ek verantwoordelik vir wat jy doen daarmee. So met ander woorde, as ek sien Roemien steel nadat ek geleer het, is ek nie net supposed om ek het al gesê, die Bybel sê sy mag nie steel nie. Nee, as geestelike leier is ek supposed om vir haar te sê, Roemien, wow, jy kan nie dit doen nie. My verantwoordelikheid as Jean lê daar en daai is nuwe territory vir my. Ek was vir baie lank baie gemaklik geweest om net te sê en jy doen wat jy wil. Maar ek besef ek gaan verantwoordbaar wees vir dit. So my verantwoordelikheid vir die Here is om dit te vat wat hy vir my gee en dit ernstig op te vat. Jou verantwoordelikheid is om te luister na wat ek sê en dit toe te pas en deel te maak van jou lewens. En hierdie gaan getuig, my lewe moet getuig van dat jy my kan vertrou. Dat as jy kyk na my lewe, is ek supposed om die vrugte kan hê in my lewe. En ek weet, ek is nie naaste by perfek nie. Ek gaan jou definitief teleurstel. Hoor nou, as jy dink ek gaan jou iewerste op 'n pedestal sit, ek gaan jou drop. Maar ek moet die nederigheid in my hart hê en die hart hê om konstant te bely, om te kan sê ek was nie reg nie, maar dat ek alles in my vermoë sal doen om hierdie goeders toe te pas. En mag die vrug vir jou 'n voorbeeld wees om te mag luister vir Jean, sodat ons hierdie goeders deel maak van ons lewe. Want dis die ding, is solank ons altyd teruggaan na die woord en sê, maar Here, wat verwag u van ons? En ek word net die spreekbuis. Ek word net die persoon wat vir jou sê, maar dis wat ek sien in die Bybel. En dis hoe ons hierdie goeders moet deel maak van ons lewe. En dis die hart van die eerste 7 verse van Hebreërs 13. Ag Here, wat 'n voorreg is dit wat ons het om te kyk na u woord. Ag en Here, ek weet dat wanneer ons kyk na die woorde, Here, dan voel dit vir ons baie keer hard, Here, en dit voel vir ons, Jesus, Here, dit asof ons baie keer op ons tone trap. Maar Here, ek weet dit is omdat ons 'n liefdevolle God het. Here, wat u hart klop vir ons. U wat ons uit die modder uitgehaal het, Here, en u wil hê ons moet skoon wees en skoon bly, Here, en hierdie is die goeders wat ons in plek moet sit. Here, om skoon te wees en skoon te bly. So ek bid, Here, met alles wat in ons is, Heilige Gees, mag u liefde ons oorweldig. Mag u waarheid ons skoon was en mag ons besef, Here, dat dit is net omdat u so goed is vir ons. Here, dat ons vanuit dit uit wil reageer en 'n lewe wil leef
wat eerbaar is teenoor U en eerbaar is teenoor ander mense, dat ons 'n verleie liefde in ons hart sal kweek vir mense, dat ons huwelike anders sal hanteer, dat ons geld sal anders hanteer. Here, dat hoe ons leef en wie ons volg en al die goeders, die verantwoordelikheid wat daarop is, net hierdie goeders net so sal volg. Here, mag ons besef, Here, dit is U wat ons harte transformeer in Jesus naam. Amen.